speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun. Na ons 5 weke in Albanië het die tyd uiteindelik aangebreek om aan te skuif en ons volgende bestemming was Montenegro. Ons het die aand voor die tyd net voor die grens geslaap, sommer langs 'n kerk en 'n begrafplaas, en ons het al ons lekker uitgegee om diesel in te gooi en 'n bietjie kos te koop. En ons die volgende vroeg oor die grens na Montenegro. Daar was geen probleme by die kus, by die grenspos nie. Baie maklik geweest, net ons paspoorte gestempel en ons is tot in Podgorica. Dit was egter verskriklik warm geweest, so ons het nie baie lank daar vertoef nie. Ons het die aand by 'n wynplaas oorgeslaap, waar ons 'n wynproe gedoen het en besluit om maar so gou as moontlik aan te skuif na die kuskant. Ja, ons is die aand by die wynproe bekend gestel aan 'n cultivar Vranak, hulle eie Montenegro wyn cultivar. Nou die wynproe en die hitte was nie goed vir my en Arno nie, so ons het albei sonsteek of hitteuitputting of wat ook al opgedoen en is van Podgorica af na een of ander dam toe wat julle daarso sien, Vrandina of iets, waar ons die hele dag maar net gerus en geslaap het en probeer beter word het. 'n Bietjie gerehydreer het. Ja, baie liquids ingeneem het en toe is ons deur Bar toe. Bar was ons nog maar baie broos geweest. Daar sien julle Bar met sy klipperige strand en sy goue kerk. Ons het bietjie sightseeing daar gedoen, maar dit rustig gevat om net 'n bietjie te herstel. Ons is so laatmiddag daar na die Old Town toe met sy aqueduct wat ons gaan kyk het. Ja, na Bar het ons verder teen die kus afgery tot by Budva. Dit was vir ons 'n hoogtepunt geweest. Langs die pad, hy Steffi Stefan, is 'n pragtige plek wat ons die volgende dag ook met die fietsen kon gaan besoek het. Maar ons was gelukkig om amper in die dorp te staan, nie baie ver van al die attraksies nie. So ons het baie tyd gehad om op en af met die fietsen te ry, al die beachbars te besoek en na al die mooi plekke te kyk. Ja, Budva is 'n vibrant plek, klomp watersport, klomp lewe, duisende mense wat daar vakansie hou. Ons het baie gehou van Budva, die see was mooi, helder, skoon, ons het baie geswem en ons het sommer heeltemal gesond geword in Budva. Ja, so dit was dan die eerste week in Montenegro en ons gaan volgende week nog 'n kort video maak oor ons tweede week.